is vir ons altyd lekker om in Jatniel te wees. Ons het hier groot geword, maar ons was vir 'n tyd lank weg en nou is dit weer lekker om terug te wees. En ek is so dankbaar vir my suster Eileen wat nou vir ons, kom ons sê, die teorie gegee het van geloof en van gehoorsaamheid. Maar kom ons vat dit nou en dan maak ons dit prakties. Nou, ek en my vrou Alna, ons is baie lief vir Marlot Park. En die wat nou al daar was, sal nou weet hoe dit daar lyk. Maar ons was eendag in Marlot Park en nou staan ons hier by die huis en terwyl ek daar staan, kom hier 'n volstruis in die pad afgehardloop, maar met 'n geweldige vaart. Hier hardloop die volstruis, daar gaan hy. Nou kyk ek hom agterna, wonder ek nou, hoekom hardloop die volstruis nou so? Toe ek so kyk, toe sien hier kom nog ene. Nou kom hier 'n tweede volstruis en hy hardloop met dieselfde spoed, hardloop agter daardie een aan. En nou weet ek, okay, goed, iets jaag hulle. Nou wag ek vir die ding wat hulle jaag. Maar daar kom niks. Okay, nou kyk ek maar die twee volstruise agterna en hulle is daar om die draai en hulle is voort. En later die dag het ons gaan ry en toe is nou in daai rigting ry, want nou ry jy maar so langs die rivier af en soek diere en toe is daar in die rivier, langs in die pad afry, hier staan die twee volstruise, ewe rustig. Doen wat 'n volstruis doen, min of meer niks, maar hier staan die twee. En die ding het my verskriklik lank gepla. Ek het baie daaroor gedink. Dit is jare gelede, wel nie soveel nie, maar 'n hele paar jaar gelede. En nou so 2-3 weke gelede is ons weer in Marlot, ons moes vinnig gaan om iets te gaan doen. En toe ons daar staan, toe dink ek weer aan die twee volstruise, wat so gehardloop het. En die ding het my verskriklik gepla, van die twee. En nou het ek my eie teorie begin opmaak. Want hoekom hardloop twee volstruise in die pad af en daar gebeur eintlik niks? Nou dink ek, goed, al wat nou gebeur het is, die eerste volstruis het daar gestaan, toe skrik hy vir iets, ek weet nie vir wat nie. Toe trek hy weg en hy hardloop. Die tweede een sien, die eerste een hardloop, hy hardloop agterna. Die voorste een kyk om en hy sien, die agterste een jaag hom, en omdat hy gejaag word, hardloop hy vinniger. Die agterste een sien, die voorste een hardloop vir hom weg en hy hardloop vinniger om in te haal. Of het enigiemand 'n ander teorie? Want daar is letterlik niks anders nie. Dit is al wat dit is. En die ding bly by my en die afgelope week pyns ek daaroor. Ek pyns oor hierdie twee volstruise wat hardloop. En ek dink, Here, het ons sulke volstruise in die Bybel? Kom ons gaan kyk. Miskien kry ons hulle in die Bybel en toe ek eers gaan soek, toe sien ek, ja, is nogal heelwat van hulle wat ons in die Bybel kan kry. En die een wat ons dalk nie baie aandag aan gee nie, alhoewel dit alles bekende verhale is, lees ons in Handelinge 19 vers 24. So, ek gaan gou hierdie kort stukkie lees, dan kry ons nou die konteks van waaroor dit gaan. Handelinge 19 vers 24. Hy sê, 'n man met die naam Demetrius, 'n silversmid wat Artemis tempeltjies uit silwer vervaardig het 'n inkomste wat glad nie gering was nie, aan die ambagsmanne verskaf. Hy het hulle en ook ander wat soortgelyke ambagte beoefen byeengeroep en gesê, manne, julle weet dat ons welvaart van hierdie bedryf afhanklik is. En julle sien en hoor dat hierdie Paulus nie net in Efese nie, maar byna in die hele Asië 'n groot aantal mense ooreed en mislei deur te sê dat die gode wat met hand gemaak word glad nie gode is nie. Nou sê hy, dit hou die gevaar in dat nie net ons beroep in onguns raak nie, maar ook dat die tempel van die groot godin Artemis as onbenullig beskou word en dat sy wat in die hele Asië en die hele wêreld vereer word van haar grootheid beroof sal word. En nou, luister nou wat nou hier gebeur. Vers 28. Toe hulle dit hoor, wie is die hulle? Die hulle is nou die skare wat luister, of die mense wat na hierdie man luister. Hulle het nou simpatie met hom. Toe hulle dit hoor, het hulle woedend geraak en geskreeu, groot is Artemis van die Efesiërs. En daar het, nommer 1, verwarring oor die hele stad gekom. Een man begin, en daar kom verwarring oor die hele stad. Hulle het soos een man in die amfitheater gestorm en Paulus se reisgenote, die Macedoniërs Gaius en Aristarchus saamgesleep. Paulus wou tussen die skare ingaan, maar die disippels het hom nie toegelaat nie. Ook sommige van die hoë amptenare van Asië wat met hom bevriend was, het vir hom 'n boodskap gestuur en by hom gepleit dat hy nie in die teater begewe nie. Nou vers 32. Intussen het hulle bly skreeu, hierdie is nou die hele stad. Sommige dit
en sommige dat. Want die volksvergadering was in verwarring en die meeste het nie eers geweet waarom hulle bymekaar gekom het nie. Sien jy die volstruis hier? Die mense wat vergader, wat saam skree oor iets, weet nie eers waaroor hulle skree nie. As iemand vir hulle vra nou, wat maak julle hier? En sê, ek weet nie, maar kom ons skree saam. Saam met wie? Nee, saam met hulle. Waaroor skree hulle? Ek weet nie, maar kom ons skree. Hier's 'n volstruis. Die eerste volstruis begin hardloop, en die ander volstruis hardloop agterna. En nie een van hulle weet waaroor dit gaan nie. Nou as ons 'n klein bietjie gaan dink wat hier gebeur het is, daar is 'n tempel van Artemis, en hier is 'n silversmid wat 'n ambag het, en hy maak seker klein tempeltjies. Nou, as ons nou kyk, waar is Efese? Efese is 'n hawestad. Hy's geleë so op die suidpunt van, onderkant van Klein-Asië, dit is wat vandag Turkye is, so hier in die onderpunt kry 'n mens Efese, jy kan vandag so intoe gaan, die ruïnes is daar, en dit is 'n hawedorp. En 'n hawedorp het baie toeriste, dit is basies die ingangspoort na Klein-Asië toe. So dit is waar die skepe land, dis waar die handelaars is, dis waar die toeriste is, dis waar die mense kom wat daar deurgekom, en aan wie verkoop hy, die silversmid, hierdie goedjies? Presies aan die toeriste. Nie aan die mense in die dorp nie, want ek dink elkeen het al een, ek weet nie, hoeveel tempeltjies kan jy nou in dieselfde ou verkoop? Maar hy verkoop sy tempeltjies aan die toeriste wat deurtrek. So die feit dat Paulus sê, daar is net een ware God, beïnvloed hom eintlik glad nie. Want dit vat nie sy besigheid weg nie, want die toeriste bly dieselfde, bly 'n hawestad. So dit maak eintlik aan hom geen verskil nie. Hy besluit, o gats, hier gaan my hele besigheid, en hy begin met 'n oproer waarvan die ander mense geen idee het waaroor dit gaan nie. Niks nie. Maar hulle skree saam. En nou begin hy is met 'n storie, en die storie maak die mense oproerig, en die storie kring uit, en word al hoe groter, en die hele stad is later betrokke. Deur een ou, wat nie nigter dink nie. Want die storie wat hy begin het, is eintlik geen storie nie, dit affekteer hom nie, want die toeriste aan wie hy dit verkoop, het daar gebly. Nou kom ons gaan nou na die Ou Testament toe, nou kry ons 'n soortgelyke verhaal, in die Ou Testament, die verhaal van die volstruise. Daniël 3 vers 1, het nie geweet hulle is huis in Daniël nie. Daniël 3 vers 1. Koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Die hoogte was 60 el en die breedte 6 el. Hy het dit opgerig in die vlakte van Dura in die provinsie Babel. Koning Nebukadneser ontbied toe die satrape, landvoogde, streekgouverneurs, raadgewers, skatmeesters, regters, amptenare, ja, al die hoë amptenare van die provinsie, om na die wydingsgeleentheid van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het te kom. Hier word 'n beeld opgerig, ons weet nie uit die konteks, ons weet nie uit die teks uit, of hierdie beeld opgerig is nadat Nebukadneser sy droom gehad het nie. Ons weet nie of hy hierdie beeld opgerig het en daarna die droom gehad het nie. Nou in beide gevalle glo ek sou die Here baie duidelik met Nebukadneser gespreek het, want in hierdie geval maak hy 'n beeld wat 24 meter hoog staan. Dit is amper tot hier by die punt waar die luidsprekers is. Dit is die hoogte van die beeld. Hy maak die hele beeld uit goud uit en hy stel hom op in die dal van Dura, en volgens die geskiedskrywers is die enigste dal in Babel wat groot genoeg was vir al die mense en plat genoeg. So dis in die dal van Dura gehou, en hy het almal in sy hele koninkryk het hy genooi. Nou, as hy hierdie beeld sê maar eerste gemaak het en daarna die droom gehad het, dan het die Here met Nebukadneser gepraat oor sy beeld, om vir hom te sê, maar net die kop het goud, sy voete het yster en klei. Sê nou maar, hy het hierdie beeld gemaak nadat hy sy droom gehad het, dan kon dit wees dat hy gehoor het wat Daniël sê, en hy die God geprys dat hy die droom vir Daniël gee het, maar hy het nie regtig gedink, dit gaan gebeur hier, so, kom ons maak my eie beeld, ons sal nie weet nie. Maar goed, beide kante toe, dink ek, daar was 'n redelike rede gewees waarom Nebukadneser hierdie beeld sou maak. En dan was dit nie onbekend in wat hulle gaan maak het nie, hulle is genooi na sy inwyding. Dis wat gebeur, jy gaan na die inwyding. Wat hulle nie geweet het nie, hulle het nie geweet wat gebeur by die inwyding nie.
Wat ons ook lees is dat hy al die vername mense in sy hele koninkryk het hy bymekaar gemaak. Dit is van die Persiese golf in die ooste tot by die Middellandse See, en dit is van Egipte tot anderkant Turkye. Die hele Midde-Ooste behoort aan hierdie koning, en hy nooi al die mense. Nou as daar mense sou opdag wat vernaam is, dan reis hy nie alleenig nie. Hy reis met sy leiwagte, met sy kokke, met sy slawe, met al die amptenare wat aan hom behoort. So die geskiedskrywer sê daar kan maklik 1 miljoen mense bymekaar gewees het. Dit is nie onmoontlik nie. Ons het nie die getalle nie, maar 'n mens kan min of meer 1 miljoen mense wat om hierdie beeld staan. Waar Daniël was, weet ons glad nie. Hy word nie genoem nie. Sy vriende se name word baie spesifiek genoem. Hy word nie genoem nie. Nou, hierdie is nou my persoonlike teorie, so moet dit nie iewers neerskryf nie. Ek dink Daniël het vir hulle gesê, weet julle wat, ek gaan nie. Want ek bid 3 keer 'n dag, en as ek na julle beeld toe gaan, gaan ek my bidtyd mis. So verskoon my asseblief. Heel waarskynlik, as ons nou vir Daniël ken. Maar nietemin sy 3 vriende het gegaan, en nou staan hulle voor hierdie beeld, waar niemand eintlik weet hoe hierdie wydingsgeleentheid gaan lyk nie. En nou kom daar 'n boodskapper. Vers 4. Daarna het 'n herald hardop uitgeroep, julle word beveel volke, nasies en tale. Kyk wie was almal bymekaar. Volke, nasies en tale uit daai hele koninkryk uit. Hy sê, sodra julle die geluid hoor van horing, rietfluit, siter, lier, harp, in harmonie, ja, al die musiekinstrumente moet julle neerval en eer betoon aan die goue beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. So tipies 'n volstrysboodskap. Begin hier die volstrys raak sien. Hier staan die beeld, en julle almal word nou beveel om dit te doen voor hierdie beeld. En dadelik, want dit is die eienskap van 'n volstrysboodskap, dadelik word vrees bygevoeg. Vers 6. Wie ook al nie neerval en eer betoon nie, sal dadelik binne in die vlammende vuuroond gegooi word. Met ander woorde, 2 dinge is opgerig in hierdie dal van Dura. 'n baie groot beeld wat baie mooi lyk, en 'n vuuroond as jy nie gaan maak soos hulle sê nie. Dit is 'n volstrysboodskap. Want enige boodskap wat 'n volstrys vir jou aanbring, bevat vrees. En die volgende ding wat hy bevat is onsekerheid. Dit is 'n volstrysboodskap. En nou sien ons dat almal wat daar was, het dadelik gesê, is oukei. En hulle val neer en hulle buig voor hierdie beeld. Sadrag, Mesach en Abednego, hulle het ook daar gestaan, hulle gesê, ons buig nie voor hierdie beeld nie. Dan kan ons sien dat daar is 'n paar ooreenkomste tussen hierdie vriende wat hier staan, en die skare wat daar staan voor dieselfde beeld, dieselfde geleentheid met dieselfde boodskap. Dis niks verskillend nou nie. Is dat hulle het by dieselfde geleentheid opgedaag en nie een het geweet waaroor dit gaan nie. Nie hulle nie en ook nie die skare wat daar was nie. Hulle almal het dieselfde boodskap gehoor dat hulle in aanbidding moet gaan buig. Hulle almal, die vriende en die skare, het die vuuroond gesien. Hulle het hom almal gesien. En dan is daar 'n verskil. En die verskil is dat Daniël se vriende het die boodskap wat hulle gekry het, plus die vrees wat daarmee saamgaan, eenvoudig nie aangeneem nie. Hulle sê dankie, stel nie belang nie. Wat het hulle gesê? As onze God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond uit die hand, o koning, verlos. Maar so nie. Laat dit dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien en u goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Dit was hulle antwoord. Eintlik in ons tyd sou ons seker bygevoeg het dan, take it or leave it. Maak daarmee wat jy wil. En dis presies wat hulle gesê het, maak daarmee wat jy wil. Hulle het 'n boodskap ontvang, en hulle het die boodskap geminnig. Het hom nie aangeneem nie. Die skare het dieselfde boodskap ontvang, en hulle het dit aangeneem. En hulle het gereageer daarop. Hoekom? Want die verskil was, in hulle harte was vrees. Daarom neem hulle die boodskap aan.
In die vriende se harte is daar nie vrees nie, want hulle dien die God van hemel en aarde. In hulle harte is daar vrede. So hulle neem die boodskap nie aan nie. Nou as ons hierdie verhaal nou vat, en ons vat die een in Handelinge, dan sien ons daar is baie groot ooreenkomste tussen hierdie twee. En in al twee van hierdie verhale is daar vrees wat opgewek word, daar is onsekerheid daarbey, en daar is 'n opsweepery, wat die mense opsweep. En dan is dit mos nou maar, wat hulle sê, maar as almal dit doen, dan kan dit mos nou nie verkeerd wees nie. As hulle hardloop, is dit seker reg, kom ons hardloop saam. Wat is dit? Ek noem dit die volstrysgesindheid. En wat maak die volstrysgesindheid? En deesdae, daardie was eintlik so hier en daar 'n volstrys gewees. In ons dae is daar verskriklik baie van die goed. Daar's vreeslik baie volstryse in ons lewens, wat met boodskappe kom, en 'n boodskap wat vrees bevat, en wat jy agterna mee hardloop. En ek dink, die plek waar ons hierdie boodskappe nou redelik goed mee kennis gemaak het, was in die dae van COVID gewees. En dan kom die boodskap verby. As jy hierdie inenting vat, gaan jy dit in die yskas vasplak. Ek weet nie, ek het nie dit in die yskas vasgeplak nie. As jy hierdie inenting vat, gaan jy binne 3 maande dood neerslaan. Ons het daai boodskap gekry. Wat het dit gemaak? Vrees. Hoekom? Onkunde. Hoekom? Onsekerheid. Onsekerheid en vrees maak dat jy agter die volstrys aanhardloop. Baie mense het dit gedoen. Daar het 'n verdeeldheid in families gekom. Presies wat hierdie volstrys wil hê. Saai verdeeldheid, saai verwarring. Dis wat hy wil hê. Jare gelede, die nuwer geslag sal dit seker nou nie weet nie. Maar julle geweet, ons het nie altyd 'n mikrogolfoond gehad nie. Dit is 'n nuwe uitvindsel. Onthou julle nog die mikrogolfoond toe hy uitgekom het? Daar was vindingryke mense wat sommer dadelik so 'n meter gemaak het, en dan kan jy nou die meter koop, jy die strale meet. Want as jy nou te veel kere by die mikrogolfoond kom, gaan jou hand afval. En daar was inderdaad, daar was die verhaal van die kafee-eienaar wat sy pastye warm gemaak het in 'n mikrogolfoond. En toe sê hulle, hy was nou soveel keer met daai strale in aanraking, hy het sy hele arm verloor. En weet jy wat, ek weet nie, maar ons het nooit 'n foto van die ou gekry nie, niemand weet wie hy is nie. 'n Volstrysboodskap. Onthou nou net. Kan jy herinner aan Halal? Onthou julle nog Halal? Toe die predikers opgestaan, en hulle het sulke lang preke gegee. Alles wat jy nou in die winkel kry, is afgodsoffers. Die hele lot, van jou margarine tot by jou peanut butter. Alles is nou halal. En dit was 'n vreeslike storie oor ons land. Ek dink ons jonger mense ken dit nie. Hulle het dit ongelukkig gemis. Dit was baie pret geweest. Soos jammer julle dit gemis. In die week kry al nou weer 'n boodskap. Die olie gaan nou so skaars raak, jy sal nou moet koop en die prys gaan die hoogte in opskiet. Ek sê, ag man, is 'n ou boodskap, asseblief. Dit was toe Rusland vir Oekraïne ingeval het, 'n ou boodskap daai. Mense hardloop agterna. En nie lank terug toe was dit weer 5G gewees. Hulle kyk jou nou af. Die Chinese kyk jou af, hulle weet alles wat jy doen. Want hulle het 5G iewers opgesit. Volstrys. Hardloop agterna. Hoekom? Vrees, onkunde. Is die twee goed wat jou laat hardloop. Onthou jy nog die jaar 1999 na 2000 toe? Want die computers is nie gebou vir die jaar 2000 nie. En alles wat jy het gaan ontplof, daai nag. Sê ek vir die mense, asseblief, regtig. Get over it. Nee, hierdie professor het 'n artikel geskryf. 2000, daai nag van 1999, daai nag. Sê, ag man, wie wat gaan slaap. Môre lyk net soos vandag. Volstrysboodskap. Wat maak die mense? Vrees, onkunde, hardloop agterna. Hierdie goed word gebruik om paniek te saai. Hoe die opstande en die plundering van KwaZulu-Natal so 2-3 jaar gelede plaasgevind.
volstruise. Saai paniek, hardloop. Voorste een hardloop, die res hardloop agterna. Daar is baie doktrines wat opstaan. Daar is baie gelowe wat deesdae is. Nee, dit is hoe jy nou moet die Here aanbid. Dis wat jy nou moet doen, en as jy dit nie doen nie, is jy verdoem. Volstruise. Wat sê die Here se woord van 'n volstruis? Kom ons gaan kyk, Job 39, vers 16. Hier lees ons van die volstruis. Job 39, vers 16. Die vlerke van 'n volstruis wys die klap uitgelate. Is die penvere van haar vlerke die van 'n ooievaar of klein valk? Wat beteken hierdie woorde wat hier staan? Kan sy vlieg? Volstruis is grondgebonde, kan nie vlieg nie. Groot vlerke, groot lawaai, kan nie vlieg nie. Want sy los haar eiers op die grond, en in die stof hou sy dit warm. Sy vergeet dat 'n voet dit stikkend trap, dat 'n wilde dier dit kan breek. Sy behandel haar kykend sleg, asof hulle nie haar eie is nie. Oor haar vergeefse moeite is sy nie ontsteld nie. Wat staan hier geskryf? Die volstruis kan min omgee. Volstruis is nie gepla oor wie agterna hardloop nie. Wat van jou word wat agterna hardloop, skeel nie 'n volstruis nie. Sy hardloop, as jy wil saam hardloop, so be it. Vers 20, want God het haar van wysheid laat vergeet, haar nie met insig bedeel nie. Maar sodra sy opspring, lag sy vir die perd en die ruiter. Wat beteken dit? Wanneer sy opspring en hardloop, hardloop sy vinniger as 'n perd. 'n Volstruis is blitsig, maar 'n volstruis gee nie om wie agterna hardloop nie. Sy gee geen om vir wie haar volg nie. Saai vrees, saai verwarring en hardloop, en die mense hardloop agterna. En die volstruis wat voor hardloop, gee nie daarom nie. Wat ook al daarvan word, is nie haar probleem nie. Wat maak 'n volstruis? Begin hardloop met 'n storie wat geen insig en geen verstand het nie, want die Here sê sy het nie. En 'n storie waaroor sy geen omgee nie, niks omgee nie. 'n Storie waaroor sy geen gewete het oor die gevolge daarvan nie. As jy dan 'n beswyk van vrees, dis jou probleem. En wat haar volgelinge ook nie voor omgee nie. In die proses word baie vertrap. Daarvoor gee sy nie om nie. Maar nou moet ons terugkom en sê, Here goed, nou verstaan ons volstruise. Hier is baie van hulle. Wat sê u daarvan? Kom ons hoor, wat sê die Here se woord? Jesaja 40 vers 29. Jesaja 40 vers 29. Dit is hy, dit is die Here van wie gepraat word, wat vermoeides krag gee. Wie sê vermoeides? Sal moeg gehardloop. Sal moeg gehardloop agter hier volstruis aan, ons kom nêrens nie. Wat die vermoeides krag gee, wat lewenskrag vermeerder vir die wat geen vermoëns het nie. Wie is die wat geen vermoëns het nie? Die mense wat nie kan onderskei tussen die volstruis storie en die regte storie nie. En wat maak hulle? Hulle begin hardloop, want hierdie jong seuns word moeg en raak afgemat, en jong manne struikel selfs en val. Volstruis gee nie om wie agter hom struikel nie, maar dit is mense wat begin saam hardloop agter hierdie volstruis aan, en wat moeg raak in die proses, want dis wat hierdie goed doen, dit maak jou moeg. Dink maar 'n bietjie terug aan stories wat jy al gehoor het, dit maak vir jou moeg. Want jy moet aanhou redeneer daaroor, jy moet aanhou jouself regverdig, ja maar, hulle het so gesê, wie's hulle? Ek wil ook nog eendag graag vir hulle ontmoet, want hulle sê baie dinge, maar ek kry hulle nie. Maar dan sê die Here, vers 31, en dis waarby ons wil uitkom. Maar wie op die Here wag, herwin hulle krag. Okay, jy het nou gehardloop, en jy het gestruikel en sê, okay, maar wag net 'n bietjie. Wag. Hulle herwin hulle krag, hulle kry nuwe vere soos arende. En nou ewe skielik is ons terug by die hardloop. Hulle hardloop. O jene, is ons nou weer terug by die volstruis? Nee, want hulle raak skielik nie meer afgemat nie. Hulle loop, maar hulle word nie moeg nie. Wat is die verskil? Wat is die verskil? Los daai volstruis, laat hom hardloop. Staan maar daar en kyk hoe hulle verbykom. En as die laaste een verby is,
Dan gaan staan jy by die Here en dan sê jy, Here, wat sê U van hierdie saak? Wat sê U van hierdie boodskap wat ek gebrei het? Gee dit my vrede of bring dit vrees? Bring vrees, los dit uit. Bring dit vrede, is van die Here. Getuig die Heilige Gees saam met my gees? Of moet ek myself regverdig terwyl ek hardloop? Of het ek rus in die Here? Hier is die twee kante. Hardloop ek saam? Of rus ek in die Here? Bring dit onsekerheid? By my God is nooit onsekerheid nie. Ek is nie onseker as ek by die Here is nie. Want ek volg hom. Ek hardloop nie agter volstruise aan nie. Ek loop agter die Here aan. En wat sê hy dan? As jy dan agter die Here aanloop, dan is dit asof jy loop, maar met arensvlerke. So jy raak terwyl jy loop op jou pad wat jy moet gaan. Die Here sê in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar goeie moed, ek het die wêreld oorwin. So terwyl jy op jou lewenspad in hierdie wêreld is, dan sê die Here, maar jy loop nou hierdie pad asof jy vlieg. Asof jy die arensvlerke het. En as jy dit het, gaan jy nie meer moeg raak nie, en jy gaan nie meer afgemat raak nie. Want nou loop jy saam met die Here. Los daai volstruise, laat hulle hardloop. As daai WhatsApp so verbykom en sê, ek moet dit dadelik aanstuur, hier is 'n probleem. Daai is 'n volstruis, los hom. Vee hom uit. Moet hom nie eens aanstuur nie. Die gemeentes waar ons was, het bitter vinnig, binne die eerste paar dae, het hulle geleer, hulle stuur vir my niks. Ek stel in jou storie belang nie. Het jy vir my iets wat die Here sê? Het jy vir my 'n bemoediging uit die Here se woord uit? Ja, maar jy moet dan hoor wat in Israel aangaan. So wat? Die Here weet wat daar aangaan, kom ons bid vir hulle. Moet ek nou benoud en bevrees raak? Nee, hoekom? Dis nie my saak, dis die Here se saak. Dis die Here se. Is ons onkundig? Nee, ons is nie onkundig nie. Hoekom nie? Want hou aan om die Here te verwag. Wat het hy vir die wyse en die dwaase maagde gegee? Hy het gesê, as ek kom, wees gereed. Hoe is jy gereed? As jy met alles wat jy het aan die slaap is, of as jy met alles wat jy het besig om agter volstruise aan te hardloop, ek weet nie of ek so lekker gereed gaan wees dan nie. Waar gaan ek gereed wees? Wag op die bruidegom. Maar moenie onkundig wees nie. Hoekom nie? Jou lamp moet nog steeds vol olie wees. Jy moet nog steeds gevul wees met die regverdige dare van die Heilige Gees, so jy kan nie heeldag lê en slaap nie. Nee, jy gaan nog steeds moet arbei in die arbei wat die Here jou gegee het, sodat jy die regverdige dare het, sodat jy olie in jou lamp het, sodat wanneer die bruidegom kom, jy gereed is om saam te gaan. Wie gaan dit sukkel? Ek wil nie sê nie saam gaan nie, want dit is harde woorde, maar wie gaan sukkel? Die wat agter die volstruise aan hardloop. Hulle gaan sukkel om by die handelaars uit te kom. Hierdie laaste stukkie wil ek ook as 'n bemoediging gee vir ons as familie. Want ons sou vanmôre ons klein seentjie ingeseën het. En my familie is hier. En ons nader familie en vriende. Hulle het gekom vandag. Maar ons klein seentjie is nie hier nie. Want hy's gisteraand hospitaal toe. En ek wil graag vra vir die gemeente, om ons klein seentjie met die naam van Bismarck, om hom in die gebede te hou. Hy sit van geboorte af, sit hy met 'n ongemak, en hy sit met 'n pyn, en die dokters het nie 'n antwoord nie. Dis nou al sy 3de keer dat hy hospitaal toe gaan. En nog steeds is daar nie 'n antwoord nie. Maar hardloop ons agter die volstruise aan? Nee. Kom ons gaan staan, en ek wil môre vir my familie bemoedig. Kom ons gaan staan, vat die Here se hand, en dan loop ons saam met hom. En ons vat ons klein seentjie. Stel.